Jy. Môre, al julle lekker lucky mense. Ons is hier so by die Dwaskersbos, by 'n plekkie met die naam van Lekker Tennessee. En dit is letterlik Tennessee. Kyk hoe pragtig is dit. Dit is nou so 8 uur in die oggend. Dit is laagwater, ek dink is 8:30 laagwater. Ek gaan nou gou 'n bietjie hier so afstap met die pronpomp en kyk of ek kan miskien 'n paar prons kry. Ek het nog nooit die pron gepomp hier. Die mense wat weet sê jy kan. Want dit is 'n beautiful plek. Kyk hoe lyk sy vanmôre. Sê môre. Daar is hy. Belinda, gaan jy saam stap? Ek kry julle daaronder. OK, ek gaan julle afvat onderkant toe. Dan gaan ons hier op hierdie stuk strand probeer pomp. Ek sal maar sien of daar enige iets is. Wel, ek gaan vir julle sê, hier is inderdaad prons. Hoop ek kan dit so kry, die angle reg kry. Ek het met die eerste trek het ek 'n mooi pon getrek nog net. Nie veel nie. Eens kyk op 'n ander kool weer. Daar is hy. Kom hier. Jou gaatjies is maar few and far between. Kijk dan bijvoorbeeld die monster. Ja, dat is mooi prons hier, die hoor. Ongelooflijk, kijk daar. Dat is een mooi pron. Kijk of we het nog kan krijgen. Niet veel nie. Hoi, daar is hy niet. Hij is werk. Nie moe so groot, maar dalk 'n bietjie help. Kyk hoe mooi is dit hier af. Ek like dit. Dit is dan beter as die stad, hoor. Definitief. Die mense like van die Bosveld. Ek like van die see. Ons like veral van die Weskus. Dit is dan net 'n anderste rustige lewe hierdie, hoor. Lekker man. Right, ons kyk weer. Sit 'n gaatjie. Kyk hierdie mooi pron. So. Langlaas vir hulle gesien. Dit is 'n lekker bederf hierdie, hoor. Kyk of ons net 'n paar goeie kan gaan maak. Daar by die brug, soos jy Veldrif inkom. Daar naby die Riviera Hotel. Daar is 'n spot wat ons kan gaan gooi. Ek sal kyk wat daar aangaan, want dit is baie keer baie vol daar. Of baie hengelaars daar so. Sal maar sien. 2, 4, 6 prons. Right, beweeg aan. Zo, kyk hier die mooie ene. Prachtig. Weet nie of julle kan sien nie, maar daar in die verte is 'n plekkie met die naam van so verby. Dit is net by Dwaskersbos. So, mense geniet dit om te stap hier in die see. Wauw, ek kan nie genoeg kry hiervan nie. Ons wag gou vir Dennis en vir Belinda ook, dat om die son gaan nou reg in julle oë skyn, maar daar by daai huis daar so. Dit is waar ons bly, dis Lekker Tennessee. Behoort aan Marinda Theat. Kyk of ons 'n kontaknommer daar kan opsit, dis regtig beautiful plek. So. Ai, Weskus is lekker. Niks. Kan nog probeer. Daar is hy. Sulke tyd.
Nie te groot nie, nie die grootste nie, maar hy is daarom daar, hy sal werk. Nou daar so, sit 'n mooi gaatjie, kom ons kyk. Atsa, 2. En dit is mooi. Kyk hierdie monster, die ding lyk soos 'n jong kreef. Kyk hierdie ding. Bliksem. Lekker man. So net ons quota dophou. Kerels, julle moet onthou. Jy moet 'n permit hê om prons uit te haal, om prons te pomp, net 50 per persoon per dag. Ek weet nie hoeveel mense hou by daai quota nie. Om die waarheid te sê, ek weet self nie hoeveel in hierdie emmer is. Ek skat, is nou so 30 prons hierin. Gaan nog so 'n paar pompe maak. Ja, staan 'n pomp op 2 manne. Sal maar sien, dat is nog 'n paar grootes kan kry. En dan maar later beweeg na die viswater toe met ons vars as. Wat 'n mooi plek is dit hierdie. Sjoe. Die rustigheid. Ongelooflik. Môre Nelson. Ok, ek het nou een van die ouens raak geloop hierso, nog hengelaars hier. Teen die water by die Skerps, ons kyk hierso. Hierdie is 'n bloedworm. Blikskottel. Waar het jy vir hom uitgehaal nou? Sommer net hier. Kerels, dis 'n mooi stuk worm hy. Appels. Sê of my lyk sy gaatjie anders in die sand as 'n gewone pronsin. Hy lyk so 'n klein bietjie anders. Hy's meer 'n fyne gaatjie. Okay. Ja. Maar kyk hier die manne pomp mooi prons. Maar okay, wat later met julle. Hallo. Gou vir julle sê nee, ek het nou die 2 manne wat ek nou hier ontmoet het. Die 2 hengelaars. Een is 'n plaaslike inwoner hier van Skersbos. En die ander jongman kom van dink Citrusdal af. Ander hengelaar se naam is van Elleweer. Sy naam is van Elleweer. Maar wat 'n aangename 2 manne is dit. Hulle tot my nog 'n ekstra bietjie pron gegee. En jy kan nie glo daai stuk bloedworm wat hulle uitgetrek het. Ouens het hom sommer net hier uitgetrek. Ek gaan môreoggend vroeg kom, dan gaan ek maar kom kyk of ons ook kan bloedworm kry. Kyk hier, môre, so jy koning. Ja. Kyk die pragtige ou mens, hoe oud is hy nou? Hoe oud is hy? 7. Ja. My maggies. Ja. Ek kan jy glo? Ek was jare terug so bevoorreg om hulle op te lei in die weermag. So, ja, nog aan die ou Suid-Afrikaanse nasionale diensplig toe dit nog diensplig was. So. Wat is haar naam? Bonnie. Hallo Bonnie. Hallo meisiekind. En hierdie ligvoetige een. Ja, dit lyk so. Jy kan nie glo hulle is toeling, hulle is boeties. Kan jy glo? Nou waar jy dan so gewondpad geloop ou nooi? Ongelukkig ek hier gekom. Hy hou van kos. Het 'n paar ongelukkig ook hier gekom. Ons het hom al gebyt al Hy sê julle, lekker om te ontmoet. Alles van die beste. Geseënde dag vir julle hoor. Kyk hierdie kat. Dit is nou hulle kat nie, maar dis 'n Bengaalse kat. Ek sien dit nie, dis nie 'n gewone kat hierdie nie. Ja, hy stap saam met ons seker. Kom. Gaan hy in die water in? Kan jy dit glo? Hierdie die kat, kom. Maar dit is so. Hy, jy's daar vir sy plesier. Maar dis 'n pragt, kyk aso. Kyk ja, vat hom vas. Dis 'n beautiful kat, hoor. Ek het in my lewe nog nie so in lewe, maar hy het 'n ander tipe stert ook, jy kan sommer sien. Ja. Dit lyk sommer na 'n wilde dier. Ja, ander ouens wou sê nee, die kat is wild. Hy gaan my byt. As jy hom optel ook, hy is net so 2 minute. Ag nee, is 'n minuut by jou nie dan. Daar wil hy pad vat. Hy wil bly by jou. Kyk hoe moeilik is hy. Ek het nou net gestop hier by tussen Skersbos en Laaiplek. So ek is redelik naby aan Laaiplek. Ek het pron opgesit. Ek het pron ingegooi. Dis die eerste gooi wat ek gemaak het vir die dag. Gaan nou maar sien wat hier gebeur. Ek het nog nooit van tevore hier gevang nie. Maar dit is vir my baie beter as om by die huis te sit die hele dag. So, nou baie opgewonde.
As hier niks gebeur nie, dan gaan ek miskien kyk om te gaan na Knolvarkie toe. Of ek daar iets kan kry. Dat gaan nogal lekker wees. Ja, hier was vanoggend die 2 hengelaars wat ek vanoggend gekry het. Ek vermoed dit was hulle gewees. Wat blykbaar is in Joseph haai gekry het en voordat hulle hom kon uittrek toe 'n 2 meter haai om blykbaar kom gryp en hom afgehaal van hulle hoek af. So, ja. So hier is 'n hele klompie haie ook lyk dit my. OK. Ek het hier 'n wille byt of 2 gehad vir die eerste keer vanoggend. Ek is seker wat dit is nie. Dink jy is aan die miskien is hy aan. Ons kyk wat dit is. Gaan hom maar optrek. Ons kyk. Ek weet nie of hy nog anders is. Of is iets baie klein. Okay. Dit is iets een bietjie opgewonde oor te raak, definitief. So, hè. As ek nog ooit gewonder het of daar rede is of ek er nog 'n aas moet opsit, dan is dit nou hierdie, dan is dit nou 'n definitiewe rede om het wel te doen. So, hè. Kom ons kyk hoe lyk hierdie prons. Is dit onlelik verrenoveer. Hoe lyk hy? Right, kom ons sit maar weer enetjie op. En nog hier. Kyk nou hier, kan jy nou glo? Flippe niks. Niks gebyt op my. En as jy is of daar enigiets fout is met die aas se presentation nie, ek dink nie so nie. Dis 'n mooi stukkie aas. Maar wat? Kan nou nie iets laat gebeur as daar nie vis in die water is nie. Of is die spesifieke vis wat in die water is nie van die aas hou nie. Right, ek is terug. Maar nou moet ons 'n keuse maak. Ons staan op wag totdat ons weer 'n mooi byt kry soos net nou. Of gaan ons 'n besluit neem om liewer 'n spotsigns te maak. Ek dink dit gaan die beste besluit wees. Dink ek gaan hierdie lyn nou optrek. Daai stuk pron afval voor. Gaan ek maar 'n spotsigns maak. Ek dink ek gaan beweeg Knolvarkie se kant toe. Die rede daarvoor is ek weet nie wanneer gaan ek weer in die area wees, in die omgewing wees en kans kry om hier te kom hengel nie. So, ek kan dit net speel nou doen terwyl ek die kans het. Knolvarkie aangekom. Die eerste gooi gemaak. En onmiddellik lyk dit my is daar so buite. Hoe beweeg jy ou? Kleintjies, maar tog, is baie beter as daar waar ek daar onderkant was by die oop oseaan, as ek dit so kan sê. Hier is die tuinbrug. Ek het R50 betaal om by Knolvarkie in te kom. En hier vang hy die mannevis, ouens van die Parel. Ja, hulle is van die Parel af. En daar is nog mense van Stellenbosch, lyk dit my. Ja, dit is nie ernstig te beknop, ons is nie nou vakansietyd nie. Hier is die rivier Veldrif, lê daai rigting. So om. En hier op is die Bergrivier se boel op dis Hopefield se rigting daarie. So. Ja. Kom ons kyk, miskien is daar 'n monster byt op hierdie ene. Sal dit nie wonderlik wees nie. Sou julle hoogte. En daar gaan die Sishen Saldanha trein. Kom jy by ons verby. Dis maar, dis 'n lang besigheid hierdie hoor.
Hier, aan de andere kant kom je ook nog aan. Ah, die kloofie. Hij is nou amper in Saldanha, dus dan net hier oor die knik, dan is hy daar. Kijk, nou so pas een baar gevang, of barber, in die Weskuspaartlim ons van de baar. Ek het so pas een baar gevang, die gentleman hier so langs my, hulle het gesê, hulle gaan hom vat. Hulle sê, hulle maak hom gaar, hulle vul het hom en dan pak hulle hom met die pan, en hulle sê, hy is eerste klas om te eet. Nou toe, kom eens kyk wat ons nog kan kry. As hy. So maar net so liggies. Nou hierdie rivier vloei ons nou hier af, soontoe, Mond se kant toe. Maar hy druk hierdie lyn wragtig terug in die water, hier op die sinker en al, druk hy hier op Brug se kant toe. Loop nou opdraande. Yes, ek kyk hoe buite hy weer. Ek kan onmiddellik. Vat hom maar, kom maar. Jy moet nou uithaal. Dus ek kan maar weer een baars, of een barber, of wat hulle hom ook al noem. Ga nou kyk as ek hom optrek en as die moeite werd, dan sal ek kyk of ons kan footage kry op hom. Nou, dit is nou, jy sien hoe lyk het hier so vanoggend skielik nou. Gisteroggend was dit die perfecte dag buitekant. Daar was sonskyn, alles. Vanmorgen lyk hy nou so. Hier is 'n sleepmis wat geen mens ken nie. Die locals in Duaskeas ken hom natuurlik, maar vir my is dit baie vreemd om in die middel van die somer so 'n sleepmis te kry. Hy's ijskoud, dit voel soos winter vanoggend. Ek ken nie dit so nie, maar ons gaan nou aandrif. Ons gaan nou hier afsom met die paadjie, dan gaan ons so links beweeg en weer pronpomp. So tot omtrent daai area, daar is seker palletjies in die water. Nou kyk of ek daai elusive bloedwurm. Ons is terug. Julle het gesê ons gaan Langebaan toe kom. Geduidelik hier gestop. Die wind waai maar laat hy baars hierso. Dit is nie. Ja, dit is seker nie sleg ding nie. Want so ver so wat ek verstaan van die mense, moet jy in Langebaan 'n bietjie wind hê om te kan ordentlik witstoms neersvang. Gaan nou kyk wat ons kan regkry hierso. So hè. Daar gaan ons nou vir die eerste cast. Sommer hier by die jetty. Laat ons sien. Daar lê hy. Hy's mooi. Eerste lyntjie is in die water. Ek dink my sinker mag miskien 'n bietjie lig wees. Gaan nou sien wat hy maak. Hier is 'n moerseklomp kites op die water. Die water is bietjie rof hier so vandag, bietjie choppy. Maar dit is nog steeds lekker. So, gaan vir julle laat weet indien ons 'n byt kry of daar iets van waarde is om te rapporteer. Alright. Ek weet nie, iets in die lyn is, dit kan wees, die sinker beweeg geweldig vinnig oor die bodem. Ek weet nie of iets anders is. Kom ons kyk. Miskien is daar iets aan. Nope. Daar is niks aan nie, dis maar so as hy oor die bodem beweeg. Kijk, ons draai maar weer. Maak ons nog 'n cast. Waar is die prawn? Kyk maar. Hier is 'n geweldige sterk stroom in die water, van regs na links. Alhoewel die banertjies en die wind druk soontoe, maar die stroom hardloop die kant toe. Dis 'n geweldige sterk onderwater stroom wat hier so is.
Ek sien haas lê ouens ook in visvang op die boot. Ek hoop baie mense is daar aan die ander kant op die strand. Ek weet nie of julle dit sal kan sien nie, maar daar is 'n klomp mense op daai strand. So. Nog 'n lekker dag. Nog 'n lekker dag hierso. Alright, ons gaan nou nog 'n gooi maak. Ek het nog 'n nuwe vars prawn opgesit. My vriend hier langs aan, hy sit 'n sukkel ook daar met iets. Dink sy lyne of iets lekker nie. Hoop hy kom reg, maar hy maak ook goeie gooie. Hy gooi lekker diep hier in. En ek sien hy kry ook nie jy's buite nie. Want die stroom wat in die water is wat van regs na links kom, dit neek ou heeltemal op. So dis moeilik om in hierdie omstandighede te vang. So ek gaan nou maar weer hierso oorcast en kyk vir hy iets gemaak. Hy lê dan, maar ek dink die water is 'n bietjie vlak, maar as jy soontoe cast, daar hardloop hy met hom reguit om na daai jetty toe onmiddellik. So, but let's do this. Kom ons kyk, hier gaan ons nog een. Dit was nie 'n sleg kaas nie. Ek gaan hom nou maar los. Totdat iets nou besluit om te byt op hom. Right. Kom ons hoop vir die beste. Hierdie wind en so aan en die stroom in die water maak dit baie moeilik om te weet wanneer jy regtig gebyt het. So. Okay, let's see. I'm a young angler here. Josh caught one. What is your name, young lad? Josh. Well done, Josh. How's it? Let's see it. Well done, Josh. Well done, boy. Knap gedaan. You're better angler than I am, Josh. There we go. Okay, ek het nou lekker tydjie spandeer hier saam met JJ en sy twee kindertjies. Hulle is nog besig om te vang. Josh het nou nog 'n visie gevang, 'n parel gevang en sy kleiner sussie het ek nou enetjie gevang. Die kinders en nie dit vergeeslik, maar ek gaan nie so vreeslik nie, want hier's niks buite vir my in die diepe water nie. Aan die ander kant staan 'n ou, daai hengelaar wat hier langs uitgeskuif. Ek gaan nou maar die prawns vir hom gee. Hoopelik kan hy dit gebruik, laat dit nie vermoors word nie. Daar is die langebaan se beetslyk en agter daarna Pearly se kant toe wat daar iemand lê. Daar so. Ja, so. Dit het nou nie veel gehelp om vandag hierso te vang nie en ek vra nou wel om verskoning vir die windgeraas, maar dit is wat dit is. Alright, ons is dan nou eers klaar vir vandag. Ek sal weer 'n ander dag by julle praat. Kyk volgende naweek as ons weer water toe gaan. Dit gaan heel moeilik daar by Makassa rond maar weer wees. Miskien Betty's Baai of so, ons gaan maar sien wat gebeur volgende naweek, ons is nog nie seker nie. Maar ja, julle moet julle week geniet, dan praat ons later weer. Cheers! Nou ja, hier is alweer terug by die huis, nou baie lekker naweek, so kom alle goeie dinge tot 'n einde. Maar ons is dankbaar dat ons veilig gereis het, dankie vir Jos Wagner, die naweek moontlik gemaak het en vir ons gereël het. Jora, jy's 'n eister, wat die jou vriendskap, buddy, dankie vir alles. Gabriana, Belinda, Janice, Rousseau en al die ander kinders wat saam was, baie dankie, dit was lekker geweest. Die van julle wat nog nie gelike is, subscribe het nie, ons gaan vra dat julle dit nou doen asseblief, as julle nie omgee nie, ons waardeer dit baie. En dan gaan ek gou net hier na 'n video en 'n paar foto's en kontakbesonderhede live van Marinda Theat, wat die eienares is van Lekker Tennessee. Dis die plek waar ons gebly het, julle kan haar kontak en vir julle self dan 'n lekker naweek daar reël of selfs 'n vakansie. Praat ons later met julle. Cheers.